In en om tuinroete word met trots geborg deur Dynamis Properties. As jy nou van die lughawe af ry Grootbrak toe op die R102, gaan jy so fantastiese koffieshop kry langs die pad met die naam Genade Grenade. En Althea het gaan gesels met Aletta Steyn om te hoor wat gebeur daar en waar kom hulle vandaan. Break it down. En hallo weer hier van ons af in die Suid-Kaap, tuinroete, wonderlike area. En ons is hier in 'n bietjie van 'n besige koffiewinkel vandag. Ek sit saam met die eienares, Aletta, en die plekkie se naam is Genade Grenade. Aletta, hoe het jy by die naam uitgekom? Ek weet jy het genoem, dis jy en jou dogter wat betrokke is hier. Vertel ons bietjie meer van die begin van hierdie pragtige idee. Ons het hierdie ou verlate stoor gehad wat ek en my man wou omskep in ietsie spesiaals en ek en my dogter het natuurlik begin met die naam van wat gaan ons die plekkie noem. En ons het eendag gery in die voertuig en sy het my gesê, mamma, sy wil iets doen met grace. Wat is grace in Afrikaans? Ek sê, dit is genade. Ek sê van, ek wil ietsie doen met grenade. Dit is vir my baie spesiale betekenis. Toe sê ons, oké, genade, grenade. Dit klink lekker op die tong en dit klink mooi. En die middag toe ek huis toe en ek het gaan kyk wat beteken grenade. En daai oomblik, die eerste woord wat opgekom het is genade. So vir my, hier vir ons altyd beteken dit genade op genade. En toe besluit ons op die spesiale naam. Julle is nie oorspronklik van hier nie, en met ons kuiertjie vroeër klink dit vir my soos 'n swaaltjie familie. Julle was al reg oor Suid-Afrika area. Ons is hersteller van ou gebreekte mure en paaie, is 'n roeping wat op ons is. So ons eerste trek was met 'n karavaan na 'n verlate plaas toe met 'n gesinnetjie met 3 kinders. En daar het ons eerste huisie gebou en van daar af het vader ons Limpopo toe gestuur en van Limpopo Mpumalanga toe. En van Mpumalanga in 2016 soos die woord gekry om Wes-Kaap toe te kom. En toe is ons eers in Oudtshoorn en De Rust en so 2009 het ons hierdie area toe gekom, toe het ons begin bou en 3 jaar terug die stukkie grond gekoop. En en toe het ons ook begin net om mooi te maak, reg te maak. Toe ons begin met die stoor, toe kry ons ook 'n woord wat vader sê, dekkie tafel. Toe weet ek was nog nooit in die eetbedryf nie en ek hou van mooi maak. En toe vra ek my man of my die lang tafel te bou as profetiese aksie en ons dekkie tafel. En hoe lank is Genade Grenade nou al oop? Ons het Oktober 2023. So dis nog 'n nuwe, ja, is nog 'n nuwe jy baba. praat so 'n bietjie van veranderinge. Vertel my van die voor en die daarna. O nee, kyk hier, dit was 'n verlate die dak, die ceiling wat jy sien was die dak gewees. Ons het afgebreek en ek en my man hou van opbou en mooi maak. Ek veral mooi maak. Hy sê ek kan nooit ophou om mooi te maak nie, maar ek weet dis 'n gawe wat in my is. En ons het net begin dit in mekaar sit en soos wat ons hier geloop het op die grond, het ons net so by mekaar gesit. Okay, kom ons begin met 'n koffiewinkel, geskenke, handgemaakte produkte van die gemeenskap wat ons wil hê, want hier is soveel mense wat hier kom aftree, hulle almal doen nog ietsie. En bring hulle produkte in en ons verkoop hulle produkte namens hulle en ja, dit is deel van die gemeenskap en opbou. En as jy nou sê jy was nou nog nooit in die kosbedryf nie, vertel my van daai nuwe tree wat jy gegee het. Wat se kos bied julle aan hier? Hoe is jou gevoel omtrent tafeldek? As jy vir ons 'n bietjie van die atmosfeer van Genade Grenade wil vertel. Genade Grenade se plek wat elkeen moet kom en aan sy tafel moet kom sit. Dis sy gaste en dit was vir my 'n uitdaging want ek kom nie uit die kosbedryf uit nie, maar ek het geweet met ons loop voorheen dat ons tot alles in staat is saam met hom. So as ek kan kos maak, want ek het 'n gesin wat ek moes grootmaak, so dit was net die fynere detail om verby al die goedjies te kom, maar ja, ons het goed gedoen sover en nou gaan ons 'n plekkie wees waar dit net lekker koffie en koek gaan wees en ons gaan hom dan net vier as ek weet nie wat venue in Afrikaans vir troues, ek het klaar 2 troues vir die jaar en ek het verjaarsdae vieringe en dit is vir my eintlik so mooi want dit is waar elkeen nou aan die tafel kan kom sit wat vir hulle gedek word, spesiaal.
So julle gaan nie meer 'n spyskaart aanbied nie, dit gaan net soetigheid wees en dan moet die mense die plek Ja, nou dit gaan huur dus- sodat hulle nou hulle eie Ja, idee en dan julle help nog steeds met die voedsel Ja. en julle bring dit nog alles tafel. Ja, ons kan vir hulle voedsel voorsien vir die etes en alles en of hulle kan net die plekkie huur en hulle eie mense inbring van buite. En ons gaan soet en sout net bedien, net vinnige happies. En as ek vandag nou lus is vir vetkoek en mince, dan sal dit op die spyskaart wees, maar ek wil nie meer 'n formele spyskaart hê. Nee, dit moet op gevoel Dit wees. moet op gevoel wees. So Ja. jy gaan heeltemal Ja. vry wees in wat ook al met So jou die gaan gaste wat hier gebeur. gaan instap, gaan vandag bedien word op dit wat vandag hier gaan wees. Die gevoel van die Ja. dag. En al jou kunstenaars en die kunswerke, jy sê dit is baie mense hier rond is Ja, hy is afgetree en hulle bring verskriklik, nog- ja. En hoe loop die produkkies? Is dit vir julle die moeite werd? Soos, as jy Wel- die kos afhaal maar jy hou jou kunste. Dis iets wat jy daarom nie hoor iets oor mense wil amper sê dat jy worry daaroor nie. Dit is Nee, en ek dink dit is die vryheid agter dit as jy weet Vader het jou opdrag gegee, dan hoef ek nie te kyk en rond te spartel van is hy genoeg voete of nie genoeg voete nie, want hy is bewus van alles en ek voel ek stap net in gehoorsaamheid en ek doen alles wat ek doen elke dag tot eer van hom. So die gaste wat inkom, die skuldenaars wat inkom, ek stel hulle produkte uit en die res is in sy hande. Aleta, dit was 'n groot voorreg vir my. Dis wonderlik om te hoor Baie iemand dankie vir jou. bepaal hulle lewe so op die Vader se instruksies. En ons wens julle net die beste toe met al die veranderinge en waantoe julle op pad is daarmee. Baie dankie vir jou tyd. Baie dankie Net vir die beste julle vir ook. julle. Baie Nou maar dankie. daar het ons dit. Julle moet kom kuier. Klink heerlik, ruik lekker, pragtige binnekant van hierdie restaurantjie. So ons sien julle hier.